Hierdie gaan vanaand uit aan elke persoon wat 'n week, 'n dag, 'n maand, 'n jaar gehad het soos wat ek gehad het hierdie week. Vol betrayal, seerkry, net evil wat jy nie kan beskryf nie. En ek wil saam met julle hierdie lees, saam met julle gelowiges, want ons weet dat God sê, hy is daar waar 2 of meer in sy naam byeenkom. En ons weet dat God se wapens is spiritueel. Dit is nie die wapens wat ons hier op die aarde gebruik nie. En is sterk genoeg om enige stronghold te breek. En dis sterk genoeg om enige argument of iets wat homself hoor as die wysheid van Christus maak, af te breek in die naam van Jesus. So ek wil graag vanaand Psalm 37 vir julle lees. Moenie jou vererg oor boosdoeners. Moenie die kwaaddoeners beny, want soos gras verlep hulle gou. Soos plante verdroog hulle vinnig. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Woon in die land en geniet veiligheid. Wees bly in die Here en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Vertrou jou lewe toe aan die Here, vertrou hom en hy sal vir jou sorg. Vertrou hom en hy sal vir jou sorg. Dit is beautiful. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die lig en die regverdigheid van jou saak soos die middagson. Amen. Wees stil in die Here en wag geduldig op hom. Moenie die mens beny wat op sy manier floreer of jou verknies oor sy bose planne nie. Moenie kwaad word nie. Laat staan liewer jou woede. Moenie ander beny. Dit lei net tot jou nadeel. Want die bose mense sal vernietig word, maar die wat op die Here vertrou sal die land besit. Binnekort sal die boosdoeners nie meer daar wees nie, al soek jy hulle, sal jy hulle nie kry nie. Maar die sagmoediges sal die land besit. Hulle sal oorvloedige vrede geniet. Die goddelose sweer saam teen die regverdiges en knash op hulle tande vir hulle, maar die Here lag vir hom. Want hy sien, sy dag van oordeel kom al nader. Die goddelose trek die swaard en span die boog om die armes en behoeftiges tot 'n val te bring, om hulle wat reg doen, dood te maak, maar hulle swaard sal deur hulle eie hart boor, en hulle boog sal stikkend gebreek word. En dan gaan ek tot op die einde. Vertrou op die Here en volg sy voorskrifte. Hy sal jou ophef, sodat jy die land sal besit